Goeienaand, hier op die maandaghand. 18 grade hier by my, niks wind nie. Dit drup so fyn, so 0,7 mm drups gehad al vir die middag. My krag was afgewees van 4 uur af tot nou, 8 uur. 8 uur het aangekom. Amper gedog ek gaan nie 'n show doen nie, want my battery sal dit nie maak. Ek was bang die battery gee in, jy weet. Maar nou, gelukkig is die krag terug. Wat kan ons nou daaroor kla? Hand vir al die mense. En sien Charmaine Thorn sê, dankie vir Sonnegaand se briekmerke. Sy sê ons kinders van kleins af leer om net te sê en nie te engage in sinnelose argumente nie, sal die wêreld vir hulle anders lyk eendag. Ek stem 100% met jou saam met daai, Charmaine. Jy het nie nodig om op elke ding wat iemand sê te reageer nie. Jy het nie nodig nie. Ek het die ander aand vir julle al sê, ek het na 'n praatjie geluister wat 'n ou met Keanu Reeves gehad het. Toe sê hy, man, hy het nou 'n stadium in sy lewe bereik, as 'n ou by hom kom en sê vir hom 2 + 2 is 5. Dan kyk hy die ou net so en sê, well, as long as it works for you. En dan loop hy. So, as long as it works for you. Dan loop hy. Nou vanaand gaan ek nou oor dinge praat. En ek sê dit nou al. Dat ons net eers in die lug kom. Kaptein sê buckle up en strap up, dis wheels up hoor. Hulle het lekker gerus en hulle is fris en vars vir die trip. Sy gaan maar net rondvlieg en vir julle hoe dinge wys, want ek gaan gesels. Die meisies is bly om terug aan boord te wees. Hulle sê dit was 'n lekker rustydjie vir hulle, maar hulle sien uit na vanaand se flight. Mooi crew hierdie hoor. In elk geval. Ja. Ek gaan vanaand oor goed praat. Ek sê dit nou al. As jy nie bereid is om jou kop oop te maak en net te luister en te dink, jy moet luister en jy moet dink oor wat gesê word of wat vir jou gewys word en so. As jy dit nie wil doen nie of kan doen nie, dan is dit beter dat jy sommer nou die bas, want hier gaan dinge vanaand vir julle gesê word wat sekere mense moeheid gaan ontstel. Ek weet dit. Maar ek kan nie anders nie, ek moet dit vir julle sê. Ek moet dit vir julle sê. Die wat my kanaal volg en lank saam met die pad stap, julle weet, ek sê goed wat niemand anders bereid is om te sê nie. Hulle is nie bereid om te sê nie, hulle is te bang, hulle verloor subscribers of verloor 'n borg of something like that. So hulle sê nie die goed nie. Ek het 'n opdrag gekry, praat nou. En ek het baie nie lank nie, maar ek het gesit en wonder oor wat presies en so. Ek het tog 'n kleurryke lewe gehad. En toe stuur God mense op my pad. Hulle het sommer so uit die bloute uit verskyn op my WhatsApps en so. Wat my begin guidance gee het. En vir my uitgelig het, wat is die dinge waaroor 'n mens regtig moet diep dink. En nie net alles vat, jy koelheid pyp in jou bek druk en begin suig nie. En ja, ek het al 'n paar dinge gesê wat 'n paar mense wild gehad het hoor. Maar ek sê nie vir jou wat moet jy doen nie. Ek sê vir jou, luister na wat ek vir jou sê en dink daaroor en neem jou eie besluit. Ja, goed, ons is so genoeg. Ons maar vanaand kap hom hoor. Goeie drank. Niks artificial coloring en niks fucking GMO grane en goed gebruik nie. Suiwer, goeie gesondheid uit die grond uit. Laat ek net sien wat gaan hier aan. Okay. Logies sê TikTok het hom hard gemoer oor violating comments oor matkyk, rooi jelly tot en cancerkaders. Ja, jy weet, ek stap maar die hele tyd in 'n mynveld hoor. Okay. Nisha sê is net vir Wayne Karam gelukwens met sy verjaarsdag. Geluk Wayne, kry vir jou 'n dop daaroor. Soos gewoonlik is Nisha en Logies is op diens en hulle help dat ons maar 'n bietjie orde het. Ja, Logies, jy brek al weer oor die rennery, dit wil sê die ander dag al man, just laat julle moet ophou en daar vassthou, stuur 'n bietjie af Laagveld toe hoor. Maar nou ja. Maar
Ek sê net vir julle, as daar een ding is, as daar een ding is wat jy moet verstaan, en dit is, as jy nog nie besef dat die real fight is 'n spiritual warfare nie, just like, dan wil ek net vir jou sê, jy moet jou oë oopmaak hoor. Jy het tyd om wakker te word hoor. Lokkie sê die puntestelsel van Arto is uitgestel tot 2026. Ek het gelag daaroor. Ek het geweet dit gaan uitgestel word. Hoekom? Die fucking sisteme werk nie man. Julle wil nie weet nie, dis my hoe kan ek sê kollegas tussen aanhalingstekens wat hierdie land se netwerke op die lig gesit het, wat hierdie land se IT-stelsels gebou het. Hulle het almal gefok of hulle is oorsee. My eie besigheid. My system administrator sit in Ierland. Nee, die system administrator sit in Swede en die software administrator sit in Ierland. Nee, wat boere, alles gaan uitmekaar uitbliksem, heeltemal. Hoekom dink julle is die IT-beheer organisasies so fanaties besig om AI in te voer in hulle stelsels? Om die fucking goed op die lig te hou. Hierdie vloerplanke kan nie. Hulle kan nie. Wat? Hoeveel keer was al kak gewees met die SASSA uitbetalings en sulke goede? Die ergste kom nog hoor. Daai fucking stelsel gaan aan mekaar bliksem. Hy hang aan gwelle en draad en spoeg en sulke dinge. Masking tape. Daai Arto-stelsel is hopeloos te geïntegreerd vir 'n vloerplank. Heeltemal. En daar is nie wit ouens meer wat daai jobs doen nie. Die wit ouens wat daar was, is ouens in min of meer uit my generasie hoor. So, maak julle self maar reg. Kak gaan nog kom en dit gaan dik kom hoor. Dit is verseker. Nou ja. Ek gaan heel eers vir julle 'n video speel. Just like. En julle moet baie mooi luister wat daai ou sê. Ek weet nie hoe gevaarlik dit vir my is nie, maar ek moet dit speel. Want dit is donders belangrik wat daai man sê hoor. Moer belangrik. En ek sê weer, as jy nie bereid is om te dink nie, dan moet jy nie vanaand hierdie show luister nie. Jy moenie, want jy gaan fucking verskriklik ontsteld raak. Luister baie mooi na wat hier gesê word. Jy moet baie mooi luister. 15. Now let me ask you something. Are you aware that there were 15 other major religions? This is history now. Okay. Not conjecture, history. There were 15 major theological religious movements in the world before Christianity that taught exactly the same identical story of a Messiah who came to the earth, who was born in a manger, who died on a cross, who had 12 apostles, who died with a crown of thorns. Are you aware that there were 15 major religions that had the same identical teachings of Christianity? Most people aren't. And I'm very suspect of a 16th religion, which is copied off of 15 previous religions, and I am told that this one is the truth. I become very suspect. That's the way I am as a teacher and as a researcher and a writer. I become rather suspect, and I tell you something else I'm very suspect, and that is the connection between government and politics today in America. I think both should be investigated. And that's what this book attempts to do. Look behind the scenes of both our authorities in the world, religion, politics, and money. Our country is in trouble. Our families are in trouble. Our whole human race is in trouble. And basically, we can boil it down to three problems we all share on this earth in common: religion, politics, and money. And I'm telling you, the three are not separate, they are all one. Wat? Jy moet mooi hoor wat hy daar sê. En dit is die ding. Hier's mense wat my baie vinnig attack en beskuldig en sê ja, ek is teen die Bybel of ek is teen dit of teen dit of wat. Hulle moer man. Ek kyk na die goed en ek wonder oor hierdie dinge. Jy weet, ek het dit al gesê.
Hier is mense, ja, en hulle is hier op die kanaal, hulle luister na my, wat van hulle Bybel 'n afgod gemaak het. Jesuslik is gevaarlik. En jy weet, as jy nou luister wat hy nou net al gesê het, dan moet jy vir jouself begin vra oor. As jy vanaand nog hier sit en na my luister en glad nie in jou kop plek het om te dink, hoorie, al hierdie shit wat vir my gevoer word, is dit waar? Kan dit waar wees? Hier's mense wat luister na die kanaal wat nog glo die maanlanding het gebeur. Hier's mense wat luister na my wat nog glo daai 9/11 Twin Tower ding het gebeur soos wat die media vir ons vertel het dit gebeur. Dit is, al daai goed is bullshit. Dan het ek al vir julle gesê, hier net, kom ons kyk net na Suid-Afrika. Dan vra ek weer 'n keer, hoekom lieg hulle vir ons oor die Unie-geboue? Hoekom lieg hulle oor die Unie-gebou? Sê 450 ouens het daai ding gebou in 4 jaar. Dis fucking impossible. Maar hoekom lieg hulle daaroor? Dan moet jy vir jouself vra, wie die fok is dit wat hierdie goed so manipuleer? Ek het al vir julle gesê, en ek het al genoem van Tartaria. En ek het vir julle gesê, gaan kyk na die Chicago World Trade Fair in 1890 daar somewhere. Waar die fok is daai geboue heen wat daar was? En dan sien jy foto's van dit. En dan wil jy vir jouself sê, daai ouens wat daar onder die strate rondry met daai perdekarretjies en kak, hulle het daai moerse goed gebou. Jy moet regtig dink daaroor. Nou gaan ek vir julle 'n ding sê wat jy baie mooi moet na luister en diep dink. En dink daaraan terwyl jy selfdertyd in gedagte hou van Tartaria. Dat Tartaria bestaan het is nie 'n kwessie nie, man. Die geboue is nog daar vir ons om te sien. Maar hou dit in gedagte. Dan is daar 'n ander ding. Daar word in die geskiedenis gepraat van die Amerikaners wat duisende, luister mooi, duisende weeskinders ingebring het en geplaas het by mense en what the fuck. Niemand sê vir jou, waar het daai weeskinders vandaan gekom nie? Waar? Treine vol. Waar het hulle vandaan gekom? So fucking baie weeskinders, beteken mos daar moes fucking baie ouerpare gewees het, wat in die kak geduik het. Maar daaroor word nie gepraat nie. En as ek dit vir jou noem, dan dink jy, ja, ek rook boom. Dit is opgeteken, sulke stukkies. En dit is wat my die moeren maak. Daar is sulke stukkies, maar daar is geen verduidelikings van hoe daai fucking stukkies nou regtig aan mekaar moet steek nie. Daai ding van, julle moet dit maar gaan navors, van daai duisende weeskinders, julle moet dit gaan navors. Kyk of jy antwoorde kan kry vir dit, want dit het gebeur. En dit is die groot ding. Ek wil vir julle hierdie meme wys. Die meme is 'n info dingetjie. Weer 'n keer sê ek, dink na wat jy lees. Dink. Moenie net sommer dadelik sê, ja, dis nou kak hierdie nie. Kyk wat sê hierdie ding. How you got your Bible. Constantine and his bishops voted a bunch of books as the word of God, 325 AD. Don't just believe me, go look it up. They pick and choose what they wanted in the Bible, then burn all the other pre-Christian documents that proved the religion was fictitious, 391 AD. In order to make the religion popular, they kill everyone who don't agree with the new religion and made laws prohibiting any public talk about religion. It was illegal to disagree with the church, 380 AD. But today, Christians running around with the Bible don't know that what they are believing in was purposely planned out for them to believe by men. Nou, dis 'n shocker. Maar ek het dit al genoem en so, en ek het al goed uitgekak daaroor, maar dis okay. Feit van die saak bly. Daar word vir jou gesê, die Bybel is die woord van God. Ek gaan nie oor dit 'n debat voer of wat nie. Dit gaan van jou afhang hoe jy dit sien. Maar jy moet baie goed verstaan, daardie Bybel is aan mekaar gesit deur 'n klomp mense.
En ek het al vir julle gesê, as hulle oor goed nie kon saamstem, het hulle 'n vote gehou. So demokrasie. So is daar boeke uitgelaat. As jy net na die boek van Thomas gaan kyk. En daar was 'n vrou wat op een van my video's daaroor haar gil gebraak het en verduidelik het hoe groot ketter is ek oor Thomas en die fok weet wat alles. Ek kan vir julle sê wat was een van die hoofredes hoekom Thomas uitgelaat is, maar dit is heeltemal te, hoe kan ek sê, dit gaan 'n verskriklike argument of 'n debat tussen party mense ontaard as ek vir jou sê, hoekom het hulle Thomas uitgelaat? Want die boek van Thomas is basies net Jesus se woorde. Maar die rede hoekom daar besluit is, die boek van Thomas moet nie ingelaat word nie, ingesit word nie. Dit is vir my amper bizar. Maar dit soos dit is. Nou, jy het gehoor wat Gordon Maxwell gesê het. Nou gaan ek vir julle 'n ander ding sê. Ek dink voor ek dit sê, dat ons maar eers versterking kry hoor. En dat ek kyk wat gaan hier in chat aan. Want die voet weet ek raak goed hier kwyt hoor. Ek is seker hier's mense wat se hare nou al pen regop staan. Maar dit is nie my saak nie. Ek het julle gewaarsku. As jy nie bereid is om te luister en te dink nie, dan moet jy nie op hierdie flight wees nie. Want jou cage gaan geskit word like hell. En ja, so, dink oor die goed en vra vir jouself die vraag af. Gaan doen jou eie navorsing, jy het mos internet, gaan soek man, gaan soek. En jy moet jouself net regmaak dat jy die guts het om die antwoorde wat jy kry te kan face en nie net se muur te verwerp nie, oor te dink. Nee, Henry, die Ministry of State Security in China en die KGB in Russia het nog glad nie met my gepraat nie, want ek sit reg, ek sal vir hulle my bankrekeningnommer gee, jy weet. Maar nou ja, laat ek nou maar wag daarvoor. Ja, Friendly Nightmares, vanaand is ek op 'n ander planet hoor. Daar's iets wat julle moet baie mooi oordink. En jy kan nie dit regtig oordink en bedink as jy nie sterk bewus is daarvan, van die realiteit van die spiritual world nie. As dit nog nie vir jou, jy weet, as die spiritual world vir jou nog 'n fairy tale is, dan gaan jy sukkel. Maar nou, voordat daarby kom, ons eet vanaand biltongsop en lekker brood en plaasbotter en al daai goeters en daai meisietjie lyk dan oulik en sy sê julle kan dit gerus hê. Dis 'n heerlike dik roomsop met biltong in. En hierdie koue aand en koel aand en nat aand. Nou, wat julle moet verstaan, in die Bybel staan daar geskryf, niks is nuut nie. Alles wat is, was al. Dit staan geskryf in die Bybel. En ja, seker goed. Ek het al vir julle gevra. Hoekom lees ons in die Bybel niks van die piramides nie? Zippou. Lees nie daarvan nie. En ag, sorry, ek meen ek het al vir julle daai vraag gevra, vir wie was Kain se, vir wie was Kain bang? Yes, verklarings, beduidelikings vir daai ene hoor. Nee, okay, gaan maar. Ek engage nie op daai soort van gesprekke nie. Want as jy nie die vermoë het om te kan dink en daai vraag vir jouself, hoorie, vir wie was hierdie ou bang? As jy dit nie kan doen nie, en nie lekker regkom nie, dan gaan jy sukkel. En dan is daar mense wat dink, ja, jy pleeg nou 'n aardsonde as jy begin vra oor sekere goed in die Bybel. Dit maak nie vir jou sens nie. As jy alleen nie meer dit glo. Dis die woord van God. Okay. Maar nou ja, ek het nou vir julle genoem van Tartarië en daai dinge. En baie mense glo dat die wederkoms van Jesus gaan 'n physical ding wees. Ek glo dit glad nie. Ek glo dat die wederkoms van Jesus gaan 'n spiritual awakening wees. Hoekom het Jesus so klem gelê daarop? Kry jou tempel in orde, billetjie. Kry jou tempel in orde. Want dit is sy woonplek. Hy sê, kry jy tempel in orde. Hoeveel keer het hy dit gesê? Paar keer. En hy het gesê, hoorie, ek
los julle nie alleen nie, moenie worry nie, man. Ek stuur vir julle die Heilige Gees, die helper, hy gaan vir julle help hoor. En wat sê hy vir homself? Wat sê hy van homself? Ek gaan sit aan die regterhand van my Vader. Ek het nie 'n groot committed geloof in hierdie kerkding wat verkondig is van die drie-eenigheid nie. Ek het dit nie. Want as ouens het vir jou wil probeer verduidelik dat Genesis 1 vers 26, 27, 28 die ons wat daarvan gepraat word is die drie-eenigheid. So ek, wow, okay, waar kry jy daai ene? In elk geval, Jesus sê self, ek gaan sit aan die regterhand van my Vader. Toe hy mense geleer bid het, hy sê, onse Vader wat in die hemel is. En dan kom hy vir jou sê, nee, dit is alles een ding, dit is een ding. Ek, nee. Hoekom sê hy, ek gaan aan die regterhand van die Vader sit, maar ek stuur vir julle die helper, die Heilige Gees. Daar is nou nog 'n entity, maar hulle is als een. Volgens sekere doktrines. So, maar dit is vir my, laat nie eers iets waaroor ek mors nie eers my tyd met dit nie. Maak ons net common sense, logika. Jesus sê self, ek gaan sit aan die regterhand van die Vader. En ek het was Johannes wat geskryf het, sê ek het hom gesien aan die regterhand van die Vader sit. So as die Vader en die Seun wat ons hom sit. En dan is daar die Heilige Gees wat hier rond is en in ons almal is as ons tempels reg is. OK. Nou right, hier kom die volgende ding. Ek het nou vir julle gesê dat ek sien die wederkoms as 'n geestelike ding, 'n geestelike herlewing. Nou moet julle mooi luister wat ek nou sê. Nou die aand luister ek na Tucker Carlson. Ek weet, daai ou het 'n helse gehoor. Daai ou is nie 'n fool nie. Hy is nie 'n vlinderkoppie nie. Hy is 'n kop is solid op sy lyf en hy het 'n goeie grasp van wat in die wêreld aangaan. En dan vertel hy vir die vrou wat hy mee saam op die verhoog sit en wat met hom die onderhoud voer. Dan vertel hy vir haar dat hy 'n spiritual experience met 'n demon gehad het waarin hy physical wonde opgedoen het en hy verduidelik vir haar hoe dit gelyk het. Ek luister en ek dink, fuck it. Hierdie ou het knaters hoor. Om so iets te sê, wel weet in daai miljoene mense wat hom volg, daar's 'n moerse klomp in hulle, wat by daardie woorde wat hy daar gespreek het, hom onmiddellik gaan klassifiseer as van sy fucking trollie af. Vir my was dit amazing dat hy dit gesê het. Nou dit gaan nou aansluit wat ek nou vir julle wil sê. Ek kry die gevoel dat die mense wat besig is om te ontwaak, hulle begin sien hierdie gemanipuleerde fucking tydlyn wat hierdie budgies agter sit. Want hoekom manipuleer die budgies die tydlyn? Hulle probeer hier fisies deur dinge wat hulle fucking aanvang, omstandighede te skep om by hulle boeke in te pas, sodat hulle dit kan vervul dat hulle Messias moet kom. So hulle is besig om daai tydlyn physically te modify. En een van die groot oomblikke is mos die bou van die derde tempel. Dan kom hulle Messias gewoon sê. Ek ken nie daai fucking budgie se kak nie. Ek wil dit nie ken nie. Dis van die Satan hulle man in elk geval. Maar hulle probeer dit manipuleer om daarby uit te kom. Maar nou is hier baie mense wat begin wakker word vir dit. Want onthou, die Bybel sê vir ons, God weet wanneer dinge gaan. Dit gaan op sy tyd gebeur. Nie op jou en my tyd nie. Ons gaan nie vir hom voorskryf en so vir my WhatsApp stuur en sê laat dit nou gebeur nie. Dinge gaan op sy tyd gebeur. Maar hierdie budgies, en onthou hulle is die Satan se fucking disciples. Hulle is besig om die ding te manipuleer en te push daar in Israel om physical goed in plek te sit om by hulle geskrifte in te pas. Nou is hier mense wat begin ontwaak. So is Tucker Carlson wat begin sien, hoe hier ding is nie lekker hier nie. En hierdie mense, en ek gaan hulle nou noem, die verligtes, word meer en meer. Die verligtes is tradisioneel, het hulle afgesonderd gehou, en hulle het
een kant van society geleef en bestaan basies. Want die society sou hulle gesien het as kranksinnig of waansinnig of iets. So hulle het hulle self eenkant gehou, selfonderhoudend gewees en so ver as moontlik. Party was vol selfonderhoudend. Maar hierdie verligtes, ingeligtes, kom ons noem hulle liewers ingeligtes. Hierdie ingeligtes is besig om spoed op te tel. En hulle sien, hey, hierdie fucking gemanufactured tydlyn, dis bullshit daai. Dit lei tot die dood. En hulle begin stadig maar seker wegbreek van daai tydlyn af. Hulle klim uit die matrix uit en sê, wow, ons gaan nie daai fucking besery nie. En hulle klim uit. En dit begin meer en meer en meer word. Dis die mense wat vir jou sê, pas op vir digital ID. Pas op vir digital geld. Pas op vir AI. Hulle bly jou waarsku. Wees wakker vir dit. Gordon Maxwell sê dit. Daai goed is alles deel van mekaar, die geld en die regering en die religion. Dit word alles gebruik om die mens te manipuleer. Jy wat vir my vanaand luister, wat is jou grootste probleem vandag? As jy eerlik met jouself wil wees, dan is dit skuld. As jy skuld het, daarom sê die Bybel, skuld niemand iets behalwe om mekaar lief te wees nie. Dis die ding. Skuld, met skuld dan vir jou aan die eiers. Jy gaan nêrens heen nie, pappa. Maak nie saak waar jy gaan jou gedoen kom kry. En hierdie ingeligtes is besig om uit te step. Dis hulle wat dit gaan maak, want hulle breek weg van hierdie tydlyn af. Niemand van ons weet wanneer is dit die einde van hierdie, ek het al baie mos vir julle gesê, ek glo die aarde gaan deur epochs en ons sal 'n reset en dan begin hy maar weer. En dan baie keer kry ons oorblyfsels van 'n vorige epoch. En dan kry jy, maar dan kan jy nie eintlik lekker mooi verduidelik nie, jy weet. Maar in elk geval, maar dis daar. Jy kan dit nie ontken nie, dis fucking daar. Jy sien dit. So, wil julle met mooi oor hierdie ding dink. En ek het al 'n briekmerk gedoen waar ek of 'n gesprek een aand gedoen waar ek sê jy moet fucking uit die matrix uitkom. Maar dit is 'n moerse storie om uit daai matrix uit te kom, want onthou as jy uitbreek uit daai matrix uit, skielik is daar 'n helse klomp goed wat jy geglo het en aanvaar het. En van die goed het jou lewe gerig en beheer. Wat nou, evaporate. Daai evaporation vervul mense met angs. Dan spring hulle liewers terug in die leuen in, want hulle voel gemaklik daar. Nou ja, kom ons kry maar 'n dop, laat ek kyk wat gaan hier in die chat en ek is doodseker. OK, waarnemer sê, Naand Colleen, jy het my 5 jaar terug ontstel, maar nie meer nie hoor. Dit was net van bo wat my wakker gemaak het. Dis presies wat ek wil hoor. Daardie ontwaking in jou kan net kom van die Heilige Gees af. Jesus het gesê, ek stuur vir julle die helper. Maar wat? Jy met jou tempel Heilige Gees vriendelik kry. Want as die helper daar is, dan sien jy hierdie goed. Want hy wys dit vir jou. Dis hoekom jy vir my sê wat jy nou daar sê. Thanks vir dit hoor, ek waardeer dit. Maar nou ja, waarnemer, dankie vir daai supersticker, ek waardeer dit kwaai hoor, baie dankie. Nee, wat julle moet verstaan hoor, ek sê goed, wat mense verskriklik ontstel. Maar die wat ontstel word, is die wat nog blind is. So hulle kry blinde woede. Nou, dit is nie vir my belangrik nie. Dit is nie my mission was, die opdrag wat ek gekry het, is praat nou. En hoe julle reageer op wat ek sê, dis nie vir my. Dit gaan nie beïnvloed of ek gaan praat of ophou praat of meer praat nie. My pok, wat sê jy Christo? Kyk het vir hom Tune weer heraangestel in sy pos. Jesemboere, verstaan julle hoe in die kak is hierdie land? Verstaan julle?
Hy moet tune het. Manne, daai ding is van die Satan. Ja, Billy van die Bosveld sê, ek het 2 jaar terug op die informasie afgekom, toe was ek ontsteld, nou is ek bevry. Dit is die ding. Ek het vir julle gesê, weet jy, en ek weet nie hoe om dit vir julle meer duidelik te sê nie. Die dag toe daai mentor van my sê, Colleen, want ek sê vir hom, ek het 'n moerse probleem met hierdie budgies. Ek het 'n kak in die goed wat ek nie vir jou kan beskryf nie. Ek is so sensitiewe ou vir sulke dinge hoor. Sê my, het jy Genesis 1 vers 26-28 al gelees? Sê ek eerlik, ek het dit seker al gelees, want ek het 'n paar keer die Bybel deur gelees, maar jy weet, maar ek jy lees mos nou maar, jy weet. Nie almal wat alles kan onthou wat ek gelees het nie. En ek maak dit oop en ek lees dit terwyl hy met my op die foon is. En ek lees, ek sê my fok. So hierdie storie wat hulle sê ek is van Adam gekonnekt is 'n kak storie. As ek nie aan Adam gekonnekt is, kan ek nie bestaan nie. Dis 'n kak storie. Sê hy, yes, die fok. Nou gaan ek vir hulle fok en lem. In elk geval, sê hy vir my, weet jy wat vir my verstommend is? Daar's mense wat ek al 30 jaar hierdie goed word probeer verduidelik, hulle kan nie insien nie. Ek sê dit vir jou, jy lees 'n kip en jy vang dit net daar. Nee, is reg wel. Ek gaan daai storie nou vertel hoor. Want dis mense wat gekoppel en geketting is aan daai stront, omdat hulle glo, hulle kan nie bestaan as hulle nie van daai streep afkom nie. Vra weer, vir wie was Kain bang? Eers dan moet jy hoor, hierdie Israeliet aanbidders, hoe hulle vir jou kak verduidelik oor dit hoor. Sit ek hulle so en kyk en sê, okay, 2 + 2 is 5. Dit jou happy maak, go vir dit. My vraag was nog net die hele tyd gewees. Jy weet, toe ek daai aand, daai openbaring kry, was al 'n berg van my afrol. Ek is so vry gevoel. En toe besef ek net, lees jou Bybel as 'n handleiding, dat jy kan sien wat maak God met ouens wat nie vir hom volk kan luister nie. Hy vertel baie mooi, wat hy met hulle aanvang wat nie vir hom luister nie. En wat vir my die ergste is, daai wetters wat jou die hele tyd wil vertel, jy's deel van daai strepe van hulle. Dis die fokkers wat vir Jesus doodgemaak het. Dan sê ek, hoe die donder werk dit in jou kop vir jou reguit? Hoe kan jy in vrede wees met daai bliksems wat dit aangevang het? Hoe maak dit jou innerlik gelukkig? As jy weet wat 'n sotheid het hulle aangevang. En dan brek hulle nogal mee baie van hulle. Nee, o hemel. Dis erg hoor. Maar soos ek sê, dis ouens wat my luister wat nog in die maanlanding glo, wat nog hier van Osama bin Laden en sy bende van aeropleintjies binne in daai geboue ingevlieg het. Maar nou ja. Nou Billy, ek sien jy het water gekry daar op jou verwaarloos plaas. Ek is bly. Ek hoop iemand help jou met 'n kraan. Chris, hulle sê, al die stukke wat jy kan gaan lees, gaan Google, gaan alles, hulle sê vir jou 4 jaar. O man, jy moet net gaan kyk, net na die ondergrondse sisteme van die Uniegebou. Die kelders, hoe ingewikkeld daai kelders is. En dan kyk jy na daai bou, en dan moet jy verstaan, die balk van daai klip het gekom van 'n groef of naby Warmbad. En dit is in die dae en tye wat die donderskoot met ossewaans aangery is. Dan vra jy jouself, hoe die fok 450 ons daai ding gebou in 4 jaar? Se gat man. Hoe lank hy gevat het, weet ek nie. Wie hom gebou het en hoeveel mense hom gebou het, weet ek nie. Maar ek vra net, vir my die enigste vraag, kyk ek sê nou nie Pretoria sê daar met sy perd aangery kom deur die fonteine en toe kyk hy so op en sê, "Jesus boys, check hy fokke gebou." Wat die fok kan ons nou vir die volk vertel waar kom hy ding vandaan nie? Ek sê nie dit nie hoor. Maar hoekom word daar gelieg oor die goed? En jy weet daar staan 'n presiese replika van die Uniegebou in Indië. En dan praat ek nie eers van die forte in die Kaap nie. Jy moet gaan kyk hoeveel van daai sterforte is daar reg oor die aarde en presies hoe hulle geleë is. En as jy nou enigstens bietjie sterkende en sulke goeters saam wil neem en so, dan sien jy daai goeters lyn almal op in die sterrestelsel. Vra jy vir jouself, hoekom? Wat gaan nie aan? Wat gaan nie aan? Daar's nou baie mense wat vandag al begin praat oor die energy sources wat om ons is. Net gecapture moet. Mense, daar's baie mense wat begin verstaan dat jy wat hier met my sit en praat. Ja, hierdie vleis, dis net 'n husk. Die belangrikste deel van jou is daai spiritual body, daai spiritual being
En dis 'n electrical being. Hy loop op electrics. Waar kom electrics vandaan? Nee, hy maak dit homself. Maar jy moet die regte goed eet om hom in staat te stel om hy electrics te kan maak. En dan gaan kyk jy wat het hierdie fucking vuil goed gedoen? Hoe het hulle ingefok met ons kos? Hoe het hulle al van die 50s af begin om ons kos te bedonder? En dan kry jy sleg fucking etters, soos Bill Gates en hy Naval, wat die fuck is hy ding sy naam, Klaus Schwab se fucking lees, daai goed. En dan hoor jy die kak wat hulle praat oor die kos, en wat hulle met die kos gaan doen. Maar die fucking goed loop lewendig rond tussen ons, by jesem, hulle sit aan die fucking tafel saam aan die fucking tramp en eet. Maak julle oë oop, en kyk, en sien wat jy na kyk. Nie net fucking kyk nie. Sien waarna jy kyk. Dis mense wat die moeren word as ek enigiets negatief sê oor Trump. Moere, daar is 'n klomp ding waar hy fucking aanvang, né? Wat evil is. Hoekom kry hy en Putin nie geconnect nie? Want daar's 'n spiritual clash. Maar in elk geval, dat ek myself net onder beheer kry, want ek raak woes oor hierdie goed. Ag, jy oningeligte vloerseun. Ek dink jy moet jouself eject, man. Ek gaan nie eers aandag gee in jou kak nie. Jy's te oningelig. Jy weet wat die ding wat kom ek sê vir julle die ding wat vir my al vir baie jare pla van Christianity. Eerstens, eerlikheid 4 of 40.000 verskillende factions. Dan sê ek myself, hoe ook werk dit? Hoekom is hierdie mense nie eensgesind nie? Hulle lees dan almal dieselfde Bybel. Hulle hele geloof is gebaseer op dieselfde ding. Maar daar's 40 of 400.000 faksies. Hoe die hel gebeur dit? Hoe's dit enigsins moontlik dat dit gebeur? Wat my verder fucking verbuister is, hoekom query mense nie die shit nie? Ek kan vir julle sê hoekom, 'n groot rede, nie hoekom, al die hoekoms nie. Een van die fucking hoekoms is hierdie ongeletterde vloerseun. Hy's in een van daai bendes wat hulle eie systempie het. Yes, like manne. Die dag as jy tot die besef gekom het en die openbaring gekry het van Genesis 1 vers 26 en 28 en vrede in jou siel daarmee gemaak het. En dan die volgende ding is as jy vrede maak daarmee dat die Bybel is eintlik maar net 'n handleiding. En dan die Bybel word daar vir jou baie mooi vertel wat doen God met mense wat nie luister nie, hoor. Maar jy kan nie alles wat daar geskryf staan met jy nie net insluk en soos dit vat nie. Daar is geswerk aan daai ding, hoor. Ek het dit al baie gesê. Ek het een aand vir een van my ander mentors het gevra. Toe sê hy vir my, Colleen, ek dink ek gaan my groot teologiese uiteensetting gee. Toe sê hy net my Colleen, toe Jesus opgevaar het hy gesê, moenie julle nou nie worry nie, ek stuur vir julle die Heilige Gees, hy help. Ek gaan net vir jou sê, lees jou Bybel, geesgevuld, en die Heilige Gees sal jou by al die potholes verbyvat, hoor. Daarom, ek raak nie eers in 'n gesprek betrokke oor hierdie is waar en daai is nie waar nie en daai is getweak en daai is nie. Ek het die ander aand vir julle gesê oor hierdie ding van hoe ons bid en vra. Die Bybel sê vir ons hoe ons moet doen. Maar as jy die boek van Thomas gaan lees, dan sien jy daar's 'n lekker stukkie wat hulle uitgelaat het, hoor. En watter stukkie is dit wat hulle uitgelaat het? Daai ding wat sê, daai deel wat sê, bid en sê dankie vir dit wat jy ontvang het. Ek het vir julle verduidelik wat het met my gebeur. My persoonlik. Die Vrydag aand was ek nog in die hel gewees van spasmas en krampe as ek pie wat ek nie vir julle kan beskryf. Ek kan, maar dit is like dit sal vreeslik klink. Want ek het in daai Vrydag het ek begin, toe sit ek met die uitslag van die patoloog af. En toe vra ek vir 'n dokter, toe sê ek nou, okay, nou sê nou vir my, in julle mediese terme, waar is ek nou? Toe sê hy vir my, jy's nou wat ons noem in remissie. Jesus, man, dit het by my gespook. Maar elke keer wat ek gaan pee, is ek deur die hel. En ek doen nie aan die show. En na die show. Dit was laas
nie nou hierdie Vrydag gewees nie, vorige Vrydag. Doen die show, tot op daai staan, moet julle weet, ek slaap 30 tot 45 minute, dan word ek wakker, dan moet ek gaan pee, dan gaan ek deur daai helse proses, teen die tyd wat dit gekalmeer het, is dit alweer pee-tyd. In any case, daai Vrydag aand na die show, toe sit ek hier, toe dog ek by myself, jou stupid idioot, sê dankie vir die genesing, en gaan aan. Aanvaar jou genesing, en dit was hier in die laatnag wat ek deur daai stryd is. Ek het 2 uur in die bed gaan klim, nog my laaste pee gevat en geworstel, like hell. En ek het 2 uur in die bed gaan klim, en ek skrik 20:06 wakker, amper 4,5 ure later. Toe ek wakker word, toe besef ek, yes, like, maar dis al lig. Ja, eers check ek, dog ek in die bed gepee, weet. In elk geval. Maar ek vlieg uit die bed en die boerie met toe te kan by jou pisangs op my, hoor. Toilet toe, maar nou toe ek nou daar aan die toilet gaan staan, het ek myself nou al mentally reg vir hierdie worsteling wat nou kom. Jy weet, is dit al 5 weke wat ek so loop. Ek staan aan ek pee, en klaar, niks. Al wat ek kon sê is, dankie Here, dit is amazing. So dit het met my gebeur. Ek het nie in boeke gefokken lees nie, dit het met my gebeur. Ja, hand omdraai. Sjap! Nou dis wat gebeur het die dag, Genesis 1 vers 26 gelees, 27 en 28. Sê ek, my Jesum, die word vir my gelieg, vandat ek verstand het. Ek moet daai las van daai fucking sandaal bende vat, en ek word gebore en ek word bedoel vir die hel, oor die kak wat hulle aangejaag het. Dus ek uit daai, toe gooi ek daai fucking rugsak, wat hy so met 'n boog, so hy wyk Satan jou fokker. En ek is 'n ander mens, die lewe het vir 'n ander betekenis. Daarom kan ek praat oor die Bybel, sonder dat ek emotional opgewen word daaroor. Sien dit vir wat dit is, 'n handleiding, wat vir jou mooi verduidelik, wat word van hierdie mense, wat teen die wil van God gaan. Want dit is alles geboekstaaf. Maar die belangrikste ding is, jy moenie toelaat, jy boer wat van my luister, moenie toelaat, dat daai verkondigers jou daar insleep en in daai fucking tou inknoop en daar gat jy saam met hulle op daai pad. Jy het fokol met lei te by. Niks, fokol. Jesse, maar dan kom hulle hier en te duidelik weer van al hierdie fucking tribes, hoe jy versprei en die fok weet, waar die donder hulle uitkom, en jou uiteindelik in Suid-Afrika beland het. Dat ek hulle so kyk, fok het julle kan boekies gegee, julle moet komiks maak. Julle kan moers entertaining en meneer met julle, wat hulle kan dinge stretch oor. Maar in elk geval, en dan sê hierdie, ja, jy is 'n Edomiet. Fok, waar kom jy na jyne? Lyk ek soos 'n fucking budgie. Maar as jy wil wees jy wees, man, jy is vry om 'n budgie te wees. As jy daai vreeslike fucking rugsak wil dra, man. Keanu Reeves het dit mooi gesê. As 2 + 2 5 is, vir jou, enjoy it. Dis die ding. Maar, daar word so gelieg. Nou sê ek weer, vir die ingelig, julle moet baie mooi wakker wees. Jy voel jouself nie meer lekker tuis tussen hierdie hoofstroom nie. Jy voel dit, want jy dink nie soos hulle dink nie. Jy sien dinge anders wat hulle sien. Jy ervaar dinge andersters. Dinge maak nie vir jou sin nie. Moenie jy dink, nou jy's verkeerd nie. Jy sê wat reg is. Hulle is verkeerd. Hier is 'n groepering wat wegbeweeg van hierdie gefokkingmaakte tydlyn en teruggaan na die Skepper se tydlyn toe. Maar dis 'n moerse aanpassing en jy moet verstaan, jy kan nie op die Skepper se tydlyn wees as jy nie deur sy gees gevul is nie. Jy kan nie. Maar jy gaan in elk geval nie jy gaan nie weet die tydlyn bestaan nie. As jy nie geesgevuld is nie. Maar die oomblik wat jy geesgevuld raak, dan gaan jy jouself in 'n verwarrende wêreld bevind, want skielik is daar kakkies vol goed wat glad nie vir jou sens maak nie. Glad nie.
En dan begin jy jouself second guess. En dis wanneer baie terugspring in die fucking matrix in, want hulle voel veiliger in die leuen. Want die waarheid is vir hulle te onseker. En hulle is net onseker, omdat hulle nog nie regtig vrede gemaak het met dit nie. Dit is die groot ding hoor. En jy moet pas op vir goed soos hierdie ongeletterde vloerseun. Hulle is deel van daai bendes, wat net een missie het. En dis om jou verward te hou hoor. En jou weg te hou van die waarheid af. Dit is hulle main mission. Want die oomblik wat jy in die waarheid stap, het jy hulle nie meer nodig nie. Ek het hier 'n baie goeie meme wat ek met julle wil deel, wat hierdie ding vir jou baie mooi verduidelik. Dat ek dit net kry. Hier is dit. Luister baie mooi na hierdie woorde wat jy hier sien. En jy moet baie mooi luister en diep dink. I searched for God and found only myself. I searched for myself and found only God. Kan hy so 'n bietjie daar los vir 'n rukkie, laat julle 'n bietjie op daai ene, hoe het ou Pieterse gesê, dat hy bietjie simmereer. Laat daai woorde bietjie simmereer, hoor. I searched for God and found only myself. I searched for myself and found only God. Ek sien wat gaan aan hier in die chat. Ja, Kobus, die slangbyt episode het baie mense se oë laat oopgaan. Ja, Tini, dit is 'n groot ontdekkingsreis waarop jy moet gaan. Maar hoe gouer jy daar gegaan het, kom dit hoe beter. Ja, Stefan vertel van sy oupa wat in Salon was. Ja, Stefan, dit is 'n groot ding hoor. Kokkasoid, jy sê, hulle gaan ons nooit 'n breek gee nie. Satan en sy trawante vat geen breke nie, hulle double down. Dis al wat hulle ken. Jy moet nie sê hulle gaan ons nie 'n breek gee nie. Ons kan nie bekostig om vir 'n oomblik nie waaksaam te wees nie. Dis 'n beter manier om dit te stel, hoor. Want soos jy dit daar stel, dan lyk dit asof jy iets van hulle wil hê. Hulle gaan vir jou fokol gee, pappa. Hulle wil jou uitroei. Jy moet verstaan asseblief mooi, daai ongeletterde man, hè. Hy's deel van daai bende, hoor. So, moet nie met hom engage nie. Dr. Richard sê vanaand is dit Planet Serpentine. Jy's reg. Maar nou ja, al wat ek vir julle wil sê is, luister na hierdie goed, dink oor hierdie goed. Dis wat julle moet doen. Luister en dink. Ja, Billy, wat het ek gisterand vir jou gesê? Wys daardie boer vindingrykheid. En toe gaan jy gemaak jou fucking oë oop en jy kry die bliksem se pyp. Hoe het jy gedink hy daai mense al daai jare daar geleef, die water van die dam af in die tank te kry? Ek het gelag toe ek daai ene vir jou sien, hoor. Ja, Jack Stander, daar's baie goed wat nie sens maak nie. Maar nou ja, op die einde van die dag, ons is nie, Jesus het gesê, hy los ons nie alleen nie. Hy stuur vir ons 'n helper. Maar die groot ding is, jy moet jou tempel Heilige Gees vriendelik maak. Jy moet. Ek weet nie hoe om dit harder te verduidelik nie. Ja, kokkasoid. Toe ek dit sê, toe slat YouTube my met 'n moerse fucking penalty. Maar daar sê jy dit nou reg. Die tribe nou fokus op SA influencers. Hulle het hulle klaar beet, man, almal van hulle. Vlieg hulle om te geloop en die muur omstamp. Ja. John Fogus vra, wie was die 3 profete wat lewendig op, as ek reg onthou, Elia het lewendig opgevaar. Ek weet nie wie sê onder nie. Pieter Clark sê, Colleen moet nie terughou nie, gaan groot. My hare het nog nie eers begin lig nie. Ja, wel. Ja. 'n Groot probleem wat ons mee sit, is die kerke het nie, hulle het dit reg gekry om jou oë weg te vat van spirituality af na religion toe. Dis wat hulle gedoen het, en hierdie vloerseun wat hier rondsluip, hy is in hy religion bende hoor. Hy kan homself nie help nie. Maar ek neem aan daai image het nou mooi ingesink by julle. Maar ek het nog 'n paar wat mense gaan laat dink hoor. Kyk na hierdie ene. Ego versus soul. Ego seeks to serve itself. Soul seeks to serve others. Ego seeks outward recognition. Soul seeks inner authenticity.
Ego sees life as a competition. Soul sees life as a gift. Ego seeks to preserve self. Soul seeks to preserve others. Ego looks outwards. Soul looks inward. Ek sê mos in die ander vir julle, kyk in elk geval. Ego feels lack. Soul feels abundance. Hoeveel keer het ek al gesê, gaan staan net in jou tuin as jy in die oggend opstaan. Eerste ding wat jy doen, soek iets om voor dankbaar te wees. Jesem, net die blote feit dat jy jou voete onder jou gat ingekry het, behoort jy al 'n groot ding te wees om voor dankbaar te wees. Ego is mortal. Soul feels abundance. Soul is eternal. Ego is drawn to lust. Soul is drawn to love. Ego seeks wisdom. Soul is wisdom. Ego enjoys the prize. Soul enjoys the journey. Ego is cause to pain. Soul is cause of healing. Ego rejects God. Soul embraces God. Ego is me. Soul is we. Ag, boere, ek weet, ek krap vanaand mense om. Ek het net vandag besef, ek moet hieroor praat. Ek moet. Luister hierdie. King James had the words worldly governors removed from Ephesians 6 verse 12 in an effort to deceive the people into being obedient to a tyrannical government. Geneva 1599 staan daar in Efesiërs 6 vers 12. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, and against worldly governors, the princes of the darkness of this world, against spiritual wickedness which are in high places. Daar is dit mooi vir jou gehighlight. King James van 1611. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Yeah. In our modern times, these are worldly governors. 3 branches of government: legislative, executive, judicial. Laat hy ene maar insink. Wonder nou maar, wat gaan hy vloerseun vir homself oor daai ene sê, maar dit is nie vir my belangrik nie. Dit is sy saak. Ek sien hom vir wat hy is en wie hy is. Hy kan my nie bullshit nie. Hierdie ene, just like manne, haal diep asem. Haal diep asem. En luister maar net. Dink daaroor wat jy wil. These following words will either attract a strong mind or offend a weak mind. No book written can tell me what God wrote. The human brain is the world's greatest computer because it is self-aware, self-thinking, self-learning, and can even reprogram itself. Why would God implant such a great abilities into our heads and then give us religions that discourage intelligent critical thinking in exchange for blind, dumb faith? Boere, dit is groot woorde wat daar staan. Groot woorde. Dink oor dit. Okay, onthou jy daai ding, ek weet net nie wat ek sê. I searched for God and found myself. I searched for myself and found God. Dink oor dit. Maar nou ja, ek net sien dat ek nou nie te ver agter raak nie. As ek kok sê ek het baie priesterbloed. Nee, niks van dit nie hoor. Ja, ons het nie die spacesuit wat ons op hierdie planeet dra, siel en gees. Ja, dis baie waard nie. Ja, Friendly Nightmares, jy gaan hoog en groot vir die ouens hoor. Ek het net die ander dag gelees, toe sê hulle, as jy die kalender sou redesign en in 28 dae hou, 28 dae, al die maande is 28 dae, dan is daar 13 maande in die jaar, perfect. En dan, daar was nog goed dat lang gesê het, jy weet, soos die eerste van die maand is dan altyd op 'n spesifieke dag en die laaste dag is altyd op 'n spesifieke dag en al sulke dinge. En vra jy jouself, hoekom het hulle rondgefok met dit? Hoekom? Alles om ons te confuse.
Nigel sou dan sê, what is a lie? 99% truth or 0.1% lie which leavens the truth. Yeah. Friendly Nightmare said they use the energy of the moon and the sun to manipulate us because it affects us and it's actually off sync. Maar nou moet jy verstaan, jy bestaan uit iets soos 75% water. Al wat jy, hulle sê maklik, ja, ouens met die maan gepla. Al wat ek vir jou wil sê is, as die maan hooggetye en springgetye kan laat veroorsaak van die see, wat laat jou dink? Wat laat jou dink? Die maan het nie 'n invloed op jou nie. Jy is 75% water. En dan is daar natuurlik al hierdie goed wat nou begin uitkom oor water wat memory het en al sulke dinge. Ja. Die sektuur sê Africa Anomaly op Facebook het baie inligting oor die groot ou geboue in Tartarië se ryk in Suider-Afrika. Ja, jy's reg, Tini, jy het nog steeds die verantwoordelikheid met die realiteit. Dis hoekom dit so belangrik is dat jy geesgevuld is, dat die Heilige Gees jou kan lei in hierdie real world waar jy in is. En jy moet saam met God stap. Moenie dink hy moet saam met jou stap nie, hoor. Billy sê my insigte is skerp vanaand, dankie Billy. Dorena sê ja, is 'n moeilike mindshift, maar wragtig, nie terug na die leen toe nie. Iets. Jy sê iets en jou beklim altyd in die kerk. Ek het 'n punt bereik dat ek absoluut 0 vertroue in enige organized religion het. Ek weet nog nie wat is die antwoord nie. As ek die antwoord kry, sal ek dit met julle deel. Ek stoei nog met daai ene. Maar yes, die goed is so korrup. Fuck it. Ja, nie so sê Jordan Maxwell verduidelik hoe Hollywood satanies gebaseer is om mental control toe te pas. Dit is so. Nou ja, dat ek net kyk, jy weet. Want nou sê iemand hier iets wat ek regtig van kennis moet neem. Ja, nee, ek stry nie met jou, Sunny van Deventer. Maar nou ja. Ag, jy weet, ek wil vir jou sê, Kokkesoid, ek wil van die NG Kerk nie eers praat nie, hoor. Ja, en ek wil vir julle nou sê, ek het nou gepraat oor hierdie kak van hy fucking Trump, om hy terrorist in die Withuis te ontvang. Julle moet net een ding onthou, hy is van 'n moslim kult, 'n baie klein kult, baie klein, wat fucking heeltemal van die trolley af is. Dis hoekom ek sê, ek meen, toe ek deur hierdie stryd van my gegaan het, né, Jesum, ek het fantastiese ondersteuning gekry, van die ouens in Iran, manne in Iran, hoor, en hy boodskap as ek het lees, the spiritual messages, manne, julle moet fucking versigtig wees vir hierdie religious bliksems wat vir jou allerhande kak in jou kop wil pomp, hoor. Haile Selassie sê dit so perfek, maar hy vir jou sê, spirituality does not come from religion, spirituality comes from your soul. En daar sluit jy weer aan by daai ding, wat ek net wil gesê, I searched for God and found myself. I searched for myself and I found God. En dan sê Selassie vir jou, spirituality comes from your soul, nie van religion af nie. Ek wil van die religion ouens niks weet nie. Niks! Ja, teen ons is energie, die mense verstaan dit nie. Baie mense verstaan nie daai konsep nie. Pietro Moster, dit wat jy daar sê, nee. Jesus, ek verstaan dit so mooi. Al wat ek vir jou wil sê is, daardie woorde van G.A. Watermeyer, laat ons onthou, laat ons nie haat. Jesus, ek kry hoendervleis as ek daardie woorde sê. Hou dit in gedagte en toets jou vrugte die hele tyd. Ek het 'n soortgelyke ervaring gehad waar gesê is ek mag nie na my kleinkind kom met nie want ek sal haar besmet en ek weet nie wat se kak alles nie. Ek het net nie daaroor eers 'n issue gemaak nie. En toe op 'n middag, toe kyk ek hier deur my venster, toe sien ek hier sy hier by die visdam saam met my vrou. En ek stap uit en sy loop my storm. Hallo oupa en wow. Ek het foto's geneem daai dag van daai eerste werklike ontmoeting. En tot vandag toe, ek praat nie oor daai shit nie, want jy moet een ding verstaan, Petro, jy kan hulle mindset nie verander nie.
Net die Heilige Gees kan. En as jy die regte vrugte dra van die Heilige Gees, dan gaan hulle begin wonder hoe proe daai goed. En dis wanneer die Heilige Gees hulle kan bykom. En dan moet jy slim genoeg wees om die oomblik te sien en terug te staan en let the Spirit flow. Dis moeise belangrik hoor. Maar nou ja. Nee, Eldrich, waar kom jy daar aan dat Putin 'n vrymeselaar is? Waar kom jy aan daai ene? Ja. Alize sê, I'm a spiritual being having a human experience. Ja, Tini sê God is onkondisionele liefde. Dit is die waarheid. Ja, Kokkesoit. Ek wens ek kan daai ou opspoor en hom een aand 'n onderhoud met hom hê, wat die huiskerkbeweging begin het onder in Atlantis, daar in die Kaap. Was dit blykbaar amazing, die dinge wat daar gebeur het. Ja, Christo, hy vertel van hy Bitcoin miljonair en sy vrou wat daar in die woestyn uitmekaar uitgeruk is. Ja. Jy de Klerk, wat bedoel jy? Daar fout met jouself of met my? Nee man, ek dink nie daar's fout met my nie. Maar ja, Joey, ek praat stadig hoor. Ek praat stadig, spesifiek. Want ek wil nie hierdie goed aframmel soos 'n van Disie afslaer nie. Ek gaan dit nie doen nie. Hierdie ene het ek redelik baie gewonder of ek dit moet wys, maar toe het ek besluit, ek gaan, dat julle kan dink oor dit. Dink net oor dit. God is consciousness, not a creator. God is the source of creation itself. It, not he or she, it is not independent of you. It is the totality of everything. So when I call myself God, I'm not talking about my personal self. I'm talking about the expression of the God self that rests inside of me. The verb, the energy, not the noun. Once you think God is a noun, person, place, or thing, you separate yourself from it and immediately become a limited being. That's what separates the believers, religious, from the knowers, spiritual. Yes. En die vanaand groos diep. Moenie jy nou weer, Floorseun, moenie jy nou weer ons voorsate insleep by jou kettery nie, hoor. Moenie dit doen nie. Moenie dit doen nie. Ons voorsate was spiritual mense, nie kerkmense nie. Julle het van hulle kerkmense gemaak. En dit was my geslag wat die ergste deurgeloop het onder daai kak. Ek sal dit nooit sê, ek het dit al vir julle vertel, ek stap saam met my oupa daar in die appelkoosboord en ek hoor hy gesels, man. Ek's 5 jaar oud, op 'n stadium, toe sê ek vir hom, oupa, met wie praat jy? Sê my Colleen, ek praat met liewe Jesus. Nee, nee, okay. That's it. So moenie met jou stront kom nie, man. Ja, Kokkesoit, jy's reg oor kalfyn en al daai goed, hulle kan nie. Die Heilige Gees leer jou. Ja, Christo, hulle gaan seker laat spat. Ek sien hy Zelensky is besig om homself reg te kry, met hulle 2 van sy myn manne het klaar gejump en sy wallet, hulle verwys na die oue sy wallet, het ook gejump. Ek sê vir jou, daai kalkoen is op die punt om te spring. Op die punt. Ja, ons voorvaders het, my oupas en so het in die natuur geleef, met hulle hand in die hand van die Skepper, elke dag. Maar nou ja, Dani van der Merwe, jy sê dit nou dan. Jy weet maar, as jy dit vir hierdie ouens vertel, dan moet jy hoor wat se kak wil dit verduidelikings het hulle vir jou oor daai wat jy daar sê. Kain is hy sê, Kain is uit die tuin geskop, getrou en 'n stad gebou, voorset gebore is. Met ander woorde, dit kon nie familie gewees het waarmee hy moes trou of voor bang was nie. 100% in die kol, hoor. Nee, wat man. Maar as jy nie daardie konstrukt van Genesis 1 vers 26 tot 28, as jy nie daai openbaring kry nie, gaan jy sukkel ou maat, dan is jy prooi vir ouens soos hierdie Floorseun. Ja, Tini, jy weet, dit is wat my so lam maak, dat mense hulle self belimit. Ek het vir julle die storie vertel van my een seun het hier gesit, ek weer hier, ek gaan nie vir julle vertel die goed wat ek al gedoen het met die IT en die bedryf en so nie. Jare voor die tyd van die goed, jare voor die tyd. Nou begin die goed algemeen gebruik word. Ek het daai goed al in 2000 en 2001 gedoen.
In elk geval. Ek het al vir hulle gesê. Toe sê my pa, maar hoe die hel het jy dit reg gekry? Ek my kind, hier onder my stoel is 'n sak talente wat God vir my gegee het. En as ek vasbrand, ek kyk nie in die sak nie, ek het nog nooit na die sak gekyk nie, ek wil nie in daai sak kyk nie. Maar ek steek my hand net daarin en dan vat ek en ek haal uit. En my hand het nog nooit leeg uitgekom nie. Nog nooit. Ja, friendly nightmares, but I've said it many times. You must just tune it a little bit back. Sometimes you go a little bit high. Ja, nie so sê daai ego versus soul is 100% in die kol. Ja. Ja, ek sê net vir julle, dit is skrikwekkend. Skrikwekkend. Hoe daar vir ons gelieg word oor goed, né? Yes, like, dit is absoluut verbuisterend hoe daar gelieg word. Maar dit is 'n gemors oor. En hulle bly ons. En die ouens val oor en oor en oor vir dieselfde ding. Nie presies in feite dieselfde nie, maar dieselfde raamwerkie. Kyk nou wat vang hierdie bliksemse John Kakhuisen aan. Met hierdie enstowwe en goed wat hy nou in die diere wil indruk. En dis alles om ons te vergiftig, hoor. Nou ja. Dis reg, Charmaine, hulle voer ons 'n klomp gif oor. Nou sê Christo, ja, Trump wil Mamdani se US citizenship revoke en hom deport. Daai, wat jy nou daar sê, dis presies soos, jy weet, ons het mos in sonderskool daai liedjie gesing van, as die lewensstorme woedend om jou slaan. En toe sê die dogtertjie, toe sing sy, en toe luister die ma mooi, en toe sing die dogtertjie, as die lewe storm, moet jy woedend om jou slaan. Trump is besig om woedend om hom te slaan, man. Hy fucking kook met die sataniste, vlegpole met hulle daar in die Withuis. Maar dan wil hy vir Mamdani wil hy nou fucking deporteer. Mamdani is net 'n sigbare element van die ware refleksie van die mense van New York. Ja. En wil julle nou pas op net, daai vloerseun is besig om sy religion storieetjies hier te verkondig, hoor. Gee hom maar 'n mis. Celia Gilom, dankie man. Ons sê ek leer ongelooflik baie by jou. Ek voel ek moet jou skoolgeld betaal. Okay, Joey sê nie, sy het gerestart, nou is sy terug by my. Maar nou ja. Ja, Luan Gronewald sê, ek voel dieselfde oor wat jy nou oor praat. Geen navorsing. Jy sien, dit is die groot probleem. Ek leef 100% in vertroue op die leiding van die Heilige Gees. 100%. Jy's in boere en julle ken my, julle weet, julle leef saam met my, julle is op my kanaal, julle sê, ek loop in mynvelde in, hoor. En ou Jan wat nou dood is, hy het my nogal, weet, sulke kort, lekker bemoedigings gegee. Ek sê net vir hom, Jan, nou gaan ek weer in 'n mynveld ingaan. Sê hy, wat is die myne wat jy voor bang is? Beduidelik. Sê nee man, hierso, so. En geef my sulke kort paragrafies. Dan stap ek hy mynveld in, hoor. Want onthou, ek het nie al die kennis nie. Ek het dit nie. Maar ek vertrou 100% op God om die regte mense vir my te gee wanneer ek hulle nodig het. En hy doen dit aanhoudend. So ek sit hier en ek praat met julle oor hierdie goed en ouens wat my wil aanvat. Jy weet, ek het baie gesê, ouens wat met my in 'n debat wil ingaan, moet een ding fucking mooi verstaan. Ek hoor nie sinnetjies nie, hoor. Ek hoor woorde. So wees donders versigtig as jy my wil aanvat, hoor. Ja, Christo, Putin het hulle gewaarsku, maar hulle luister nie, want dis mos Putin wat dit sê. Petro, ek weet presies daardie wrogings wat jy deurgaan. Ek weet presies. Maak jy net seker dat as jy kontak het, dat jy goeie vrugte dra. Dis al. Dit is al. En onthou daai woorde. Laat ons onthou, maar laat ons nie haat. Onthou dit. Ja, jy sê, die koeie is dood van daai bouwyn spuit. Ek sien nou hoe stop die ouens se beeste af van daai kak wat Gates hulle gemix het wat hulle voer, dat die beeste blykbaar nou nie moet metaan poep nie.
My jesem, daai beeste spysverteringsstelsel is deur die Skepper ontwerp om te doen presies wat hy doen. Kom hierdie fucking goed soos daai bliksemse gates. Hulle sal alles tune and change. Ek weet nie hoekom daai fucking ding nog nie analyse gemaak nie. Ek weet nie. Ek verstaan dit nie. Ja, Dorena, ek het maar daai meningspeiling gemaak. Ek het dit gedoen vir insig obviously, maar die resultaat verbaas my glad nie. Dis presies soos ek het verwag het. Briekmerke is wat briekmerke is. En ek sal nie aan briekmerke verander nie. En kyk nou soos nou vanaand, jy weet, ek kry hierdie inspirasies om hierdie dinge te doen. En dan, ek luister vir die fluister. Ek kon nou hier vanaand gesit het en vir julle weer 'n klomp nuusberigte afgerommel het, maar dit was nie wat belangrik was nie. Dit wat ek vanaand oor gepraat het, is die belangrike goed. Dis die goed wat jy moet verstaan, want ek sê dit weer vir jou, jy moet verstaan, die ingeligtes is besig om weg te breek van hierdie gefabriseerde tydlyn wat die fucking budgies gestructure het. En dit is 'n ding daai wat mense kan ontstig. En die oomblik wat jy voel, wow, ek depart, dan kan jy angstig raak. En dan spring jy liewer soos terug, want jy voel veiliger daar in die leuen. Moenie dit doen nie. Ek sê vir jou, gaan met vertroue, jou hand in die hand van die Skepper, jou tempel gevul met sy gees, gaan op daai nuwe timeline. Ons moet wegkom van hierdie sintetiese tydlyn af. Dit is die pad na die hel. Ons moet wegkom van daai ding af. Ons moet wegkom. En dis ouens wat die moering vir my so, ek wys vir julle wie's hierdie fucking pilots wat jy op daai pad probeer hou. Sien hulle vir wat hulle is. Sien hulle vir wat hulle is. En sê vir hulle cheers. Maar nou ja, laat ek dit sien. Jo, ek sukkel om by te kom hier by die chat. Okay, daar is ek op datum uiteindelik. Ek het nog goed wat ek met julle kon deel, wat regtig groot is. Hierdie ene moet ek met julle deel. Hierdie ene moet ek absoluut met julle deel. Want hierdie ene gaan julle verstaan. 'n Klomp mense gaan dadelik verstaan waarvan ek praat. Luister wat sê hy. Your heart generates an electromagnetic field that reaches a few feet outside your physical body. The magnetic field produced by the heart is more than 100 times greater in strength than the field generated by the brain and can be detected up to 3 feet away from the body in all directions using squid-based magnetometers. People can feel you. Dink mooi wat ek nou vir jou gaan sê. Jy, toe ons nou nog jonk was en so, wat is daai trigger? Wat is daai connection tussen 'n man en 'n vrou wat mekaar ontmoet en as magic? Almal van ons het dit al beleef en ervaar. En as magic. Ons sê ons hart is seer. Jou hart is regtig seer. Hulle het nou uitgevind dat daar is senuwee synapses in die hart, identies aan wat in die brein is. En dan sê hulle vir jou, as jy dit kan regkry om bewustelik daardie twee stelle, ek noem dit nou stelle, synapses in kommunikasie te sit, is dit 'n amazing ervaring wat jy het. 'n Spiritual ervaring. So, ja, ek moet vir julle regtig sê, ek kon nie anders nie. Ek moes vanaand hierdie gesprek gehad het, want ons is onder ernstige bedreiging. Die Satan is van plan om ons uit te wis en sy magte werk geweldig hard saam. En ek het vir julle gisteraand gesê en ek gaan dit vanaand weer sê. Ek ondersteun geen bende nie, want ek trust nie die mense wat die bendes bestuur nie. Nou, wat ek doen en my mission is om jou wat na my luister by daai plek te kry dat jou tempel die Heilige Gees huisves, dat jy geesgevuld jou lewe leef. En ek glo, ja, ek glo
dat die enersdenkendes gaan outomaties na mekaar toe graviteer. Dis wat ek glo. Vorm hulle dan 'n bende, fyn. Onthou net een ding. As jy hulle daai bende vorm, van hierdie geesgevuldes, wees fucking wakker, om julle nie te laat vernietig deur die drang om 'n leier te hê nie. Jy het 'n leier. God is jou leier. Verstaan dit. En daai tribal council ding wat jy het, daardie council moet altyd verantwoordbaar wees aan die mense. Daardie tribal council het net een ding. Hy moet die mense se wil uitvoer. Hy moet nie vir die mense voorskryf nie. Dis die fucking gevaar van regerings. Dit is die ding. En ja, donder. Nou gaan daar weer 'n paar ouens seker ontplof, maar dis nie my saak nie. Ek het nog 'n klomp ander goeters, maar ons sal dit op 'n ander aand hanteer. Ek dink ek het die belangrikstes vir julle gesê. Ja, jy's reg. Jy sal sê, people can feel you. Dit is waar. Gwen Baxter sê, hulle Grenadella dra wonderlik hierdie jaar. Grenadella is actually 'n fantastiese plant, hoor. Weet jy hoe vinnig groei daai ding? Iets soos 2 duim in 'n nag. Dis unbelievable. En gaan kyk mooi na die Grenadella se blom. Kyk mooi na daai blom. Nou ja, julle sê almal good night. Ek sê good night. Ja, môre aand sal ons 'n program hê as lewe hou. Woensdag aand sal daar nie 'n program wees nie. Want Woensdag gaan ek weer Pretoria toe om vir Jan te sien vir 'n scan en al daai dinge. Maar en dit is 'n belangrike een wat ons nou moet doen. Ek was nou vir hoe lank is dit nou? Amper 6 weke. Net, ek het geen medikasies geneem nie. Alles het gegaan oor detoxing. En ja, ek was op 'n stadium vrot hoor. Ek was gedaan. Maar kry my energie terug en al daai dinge, jy weet, so. Ja, net vir my nou die aand toe sê hy my, "Yes, ek weet jy het gedetox like hell." Nou moet ek gaan. Hy gaan nou sy scan doen en so, en dan sal hy my nou op 'n maintenance protokol sit. En ja, en ek wil vir julle weer 'n keer net sê, Jesus, dit was amazing geweest daai aand toe ek my genesing aanvaar en dankie sê vir dit. Volgende dag. Tjip. Maar ons moet my kom kakpraat nie, weet nie. Dit is hoekom ek sê. Ek lag vir ouens soos hierdie Floorsie. Hulle weet nie wat ek weet nie. En hulle weet nie wat mis hulle nie. Maar die ergste van alles is, hulle wil nie fucking weet nie. Want hulle dink hulle weet alles. Dis hulle probleem. En om daai kettinge te breek. Watermeyer het ook gesê, breek die bande, sny die koord, dryf die tent waanloor. Maar ja, groot woorde. Ek sien Gert gaan na Jan Potgieter toe. Gert, jy sê jy sien môre vir Jan. Great. Sê vir Jan ek sê groete, hoor. Ek sien hom donderdag. En ja, Poppie wat hier agter my insluip, sê sy die pomp af. Want ons krag was mos af gewees. Terugkom, dan kom die pomp aan en al daai dinge. Maar nou ja, Gert, nee, ek sien uit vir jou sterkte by Jan, hoor. Good night, Poppie. En ja, wat gaan ons mee uitspeel? Laat ek kyk. Waarmee gaan ons uitspeel? Ek dink hierdie is 'n gepaste ene. Kyk na dit wat God vir ons gee.
ignore nature's pharmacy. Kaptein sê dit was 'n lekker flight geweest. Sy het dit geniet. Sy sê dit was baie lekker. Sy het gevlieg waar sy wil. Niemand het vir gesê waar sy moet vlieg nie. Sy sê sy hoop julle het rondgekyk en het geniet. Die girl sê dankie. Dit was 'n lekker flight. Dis is jammer oor daai koelheid slyper maar. Ons sien die boerieman het hom gehandel. Hulle het maar net gelag. That's the story. Nou ja. Ek sê vir julle wat almal, julle moet 'n goeie nag hê en 'n lekker nag hê. En ek hoop julle het vanaand ietsie gehoor wat jou lekkerder laat voel oor jouself. Ek sê weer, kyk in, kyk op, kyk rond. Hy rondkyk ding is moer belangrik. Boerieman, uit.